Spier is 'n wynlandgoed in die ware sin van die woord. Hier is pragtige ou gevelgeboue, hier is 'n slaweklok, hier is wingerde, baie mooi tuine en dan is hier ook 'n wynmaker, Johan Jordaan. Johan, een ding wat my opval hier by Spier is die baie Kaap-Hollandse gewels en dan ook in verskillende style en gedaantes. Ja, ons is natuurlik baie bevoorreg dat ons 'n historikus gehad het wat die plaas kom audit het en vir ons gesê het ons is een van die wynlandgoedere met die meeste Kaap-Hollandse gewels by nommer 21 het hy opgehou. En dis natuurlik waar ons die argitektuur en die geskiedenis by ons wynreeks bring, die 21 Gables, waar daar net twee cultivars is, die Pinotage en die Chenin Blanc, wat geskiedkundige cultivars vir ons is in Suid-Afrika, Chenin Blanc van die eerste aangeplante variëteite en Pinotage dan ons eie trots Suid-Afrikaanse variëteit. En sodoende bring ons die kultuur van wyn en die kultuur van argitektuur en kuns bymekaar en gee dit as 'n offer vir ons vriende en ons wynliefhebbers en kunsliefhebbers. Ons ondersteun die kunstenaars van Suid-Afrika tot 'n baie groot mate. En een van die inisiatiewe is hierdie Creative Block wat ons dan gebruik om almal 'n blootstelling te gee aan die mark en aan die handel. So die beginsel werk, ons gee 'n blanko stukke uit, hulle doen hulle kuns daarop, ons neem dit van hulle af, ons vergoed hulle daarvoor en dan sit ons dit op toonstelling vir die mark sodat almal kan sien hoe die mense hulle kuns tipeer in enige vorm. Johan, julle het ook bewaringsprogramme en julle het uitreikprogramme. Ja, ons het besef dat ons kan nie op tradisionele boerderimetodes aangaan nie, ons moet 'n bietjie nader in die natuur weer kom. Ons moet kyk waar die balans kan ontstaan. En ja, soos jy rondom jou kan sien, is wonderlik groen. Dis natuurlik winter, maar hier's baie lewe in hierdie blok wingerd byvoorbeeld. Die grond is lekker lewendig, hier's aardwurms, ons gebruik kompos wat ons van die doppe maak, wat ons by die kelder pars. En dan bring ons al die natuurlike fasette weer terug in die omgewing. So daar is soveel meer lewe weer in die grond, lekker mikroorganismes wat die grond weer lewendig maak en sodoende bewaar ons natuurlik die grond vir ons nageslagte. Ja, en dis net 'n verantwoordelike manier om dinge te doen, glo ek. Dit was met sy 2009 Creative Block number 5 dat Johan die Diners Club wynmaker van die jaar toekenning gekry het. Dit was 'n Bordeaux versnit wat met die 5 klassieke variëteite gemaak is. Johan, daar moes 'n onmiddellike reaksie gewees het nadat jy die toekenning gekry het. Daar was die aanvraag na die wyn, daar was die bekendheid en kan jy al die langtermyn effek daarvan sien? Ja, aanvanklik was dit natuurlik 'n wonderlike eer om dit te kry en toe die wyn aanvanklik 'n bietjie getalm, maar toe dit begin loop, toe is dit flippend goed vir ons. En natuurlik vir jou as mens beteken dit ook wonderlik baie, want jy kry soveel erkenning van soveel buiteoorde en vriende en familie en ondersteuning. Dit is natuurlik uitstekend vir jou as mens. En dit spoor natuurlik tot nog hoër hoogtes aan, om natuurlik in die toekoms weer so iets te probeer herhaal. Of dit altyd jou beskore is, dit is nie in jou hande nie, maar dit spoor 'n mens regtig aan weer. Dit hernie die passie, as ek dit so kan stel. Maar weer eens gelukkig, Johan. Dankie. Johan, jy's ook 'n sportman en jy en jou vrou, julle ry saam fiets, julle kampeer saam, maar wanneer is jy op jou gelukkigste? Wel, ek het al baie hieroor gedink en ek het al gesien dat wanneer ek by 'n kampvuur sit, natuurlik met geen bekommernis in die wêreld, 'n glas wyn in die een hand, Lizaan se hand in my hand in die ander hand, dan is ons op ons gelukkigste. Dan is ek op my gelukkigste. Ons kan met vriende omgaan en ons kamp dikwels saam met vriende. En natuurlik kom maar later, as die musiek nou mooi speel wat die wyn maak, 'n paar grappe uit. En ek hou van 'n goeie storie. So lekker lag, kampvuur, geselligheid en natuurlik met die sport 'n bietjie sweet. Ou moet maar 'n bietjie werk op vir wat jy wil bereik in die lewe. So ja, dit is samehorigheid is vir my wat my baie gelukkig maak. Johan, wat is jou wyndroom? Dit is om jouself in 'n wyn te kan insit, dat mense 'n stukkie van jou kan ervaar en om dit gereeld te doen en op 'n goeie basis waar mense kan sien, hier's bietjie passie en hier's bietjie dryf in hierdie wyn. En dan sodoende kan hulle 'n bietjie van jou ervaar waar jy is, waar hulle is. En ja, ek sal dink
om te deel met ander mense.